Bybels oopmaak, as die Bybel saamgebring het vanmôre. By die boek Handelinge, die 8ste hoofstuk. Handelinge 8, vanaf die eerste vers af, tot en met vers 12. Met geleentheid om die hoop te maak, gaan ons aangaan. Ek glo die Here gaan die sin vanmôre. Ek glo in my hele hart. Glory. Glory. Yes. Kom ons saam lees, ek kan op die skerm volg as jy wil. Kyk daar. En die woord sê 8, 1 tot 12, hoofstuk 8, 1 tot 12. Baie interessante gedeelte. Ek wil sê, een van my favorites, die hele woord is my favorite, Psalms is my favorite, elke gedeelte in die woord is my favorite. Ek het soveel reeks al gedoen, uit alles Ou Testament, Nuwe Testament, maar hierdie gedeelte is vir my iets spesiaals. Hoofstuk 8, 1 tot 12. Kom ons lees saam daar, volg. Hy sê, en Saulus het ook sy vermoording goedgekeur, is in die vermoording van Stefanus, né? En daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal is versprei of verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. En Godvreesende manne het Stefanus begrawe en 'n groot rou oor hom bedrywe. Maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer. En die wat verstrooi was, baie belangrike woordjie verstrooi, en die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. Hulle die goeie nuus gaan verkondig. En Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria. Baie mense voer 'n debat oor is dit in Samaria of in 'n stad van Samaria. En Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen. God bevestig sy woord deur wonders en tekens. Maar jy moet die goeie nuus verkondig. Hy sal nie die woord bevestig as jy nie die goeie nuus verkondig nie. Luister, pastoor sê, want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, die geeste uitgegaan terwyl hulle met 'n groot stem skreeu, en baie wat lam en kreupel was, het gesond geword. Was die vers 8. En daar was groot blydskap in daardie stad. Hoe kan jy dieselfde wees as Jesus Christus kom woning maak het in jou hart? Ek het my dag, toe die Here my siel gered het, ek wou op 'n berg gaan klim en uitbasuin dat God het Pieter Swalk ons siel gered. Amen. En 'n sekere man met die naam van Simon het van tevore in die stad met toewery opgegaan, en die bevolking van Samaria verbuister deur te sê dat hy iets besonders was. En almal, klein en groot, almal het hom aangehang en gesê hy is die groot krag van God. En hulle het hom aangehang omdat hy hulle 'n geruime tyd deur die towery verbuister het. Dan vers 12. Maar toe hulle Filippus geglo het,
wat die evangelie aangaande die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop manne sowel as vroue. Ek lees aan die woord vanmôre. Titel van my boodskap as ek mag vanmôre in die naam bo elke naam. Wie glo dat die naam van Jesus Christus is bokant elke naam. Amen. Nou verse 1 van hoofstuk 8. Ek kyk altyd na, verskoon my, ek moenie inleiding bietjie inbring of jy verduidelik alles aan die gedeelte verstaan wat ek kom by die kern van my boodskap nie. Verse 1 begin ons af. Engelse Bybel praat van Saul. Hy begin by Saul en nie maar nie. Ag, waar is dit nou? Ek is in vers 8. Hy begin by Saulus en hy begin nie by en nie. Ons Afrikaanse woord begin by en hy begin die vers 1 van hoofstuk 8 by en vir 'n spesifieke doel wat vir ons dan sê dat die persoon van wie hy praat in hoofstuk 8 is presies dieselfde persoon wat hy na verwys in hoofstuk 7. Alhoewel hy praat van Saulus. Dus kom ons Bybel begin met en. Belangrik om te onthou, Paulus se naam in die Hebreëus het beteken little. En hier beteken Saulus se naam, sy Joodse naam beteken begeerte. Ek hou daarvan te kyk, die betekenis van die naam het altyd iets agter dit, né? En die Bybel sê dat daar was 'n groot vervolging teen die gemeente van Jerusalem. En ek glo God die Vader het dit goedgekeur. Niks gebeur per toeval in jou en my lewe nie. As jy dink soos per toeval nie. Niks gebeur per toeval in 'n kind van die Here se lewe nie. Luister wat pastoor vanmôre sê. Saad in 'n saadsak beteken niks. Jy hoor wat pastoor sê nie. Ek sê saad in 'n saadsak beteken 0. Jy moet daai saad kan vat en dit gaan saai voordat dit iets kan doen of iets beteken. So saad in 'n saadsak beteken niks nie. Absoluut niks nie. Dit moet gesaai word want die opdrag van Jesus Christus was volgens Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom en julle sal my getuienis of ambassadeurs wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Hoofstuk 1 verse 8. Maar waar bevind die kerk op baie spesifieke oomblik van hoofstuk 8? Die kerk was in Jerusalem op baie spesifieke oomblik. Weer 'n gedeelte wat ek van nou die rigting doen het oor die uittog. Praat, lees ek daar dat die volk van God het op 'n stadium gekom by die berg van Horeb. En hulle tent opgestaan en daar gebly. En dit was so lekker gewees dat hulle daar gebly totdat die Here vir hulle gered is, nou tyd om te trek. Wat jy goed aan trek nou? Israel was in Jerusalem waar hulle in plaas van daar te bly moes hulle uitgegaan het om siele te gaan wen. Wat hulle nie gedoen het nie. So die Here moes iets doen om daardie nes van hulle te stuur, om sy mense uit te kry na Judea en Samaria om die woord van God te verkondig en die saad te gaan saai. Maar luister wat pastoor sê vanmôre. Luister mooi. Hulle was in Jerusalem by 'n spesifieke oomblik, die 8ste hoofstuk. En om Handelinge 1 vers 8 te aktiveer, ons nou gelees in 1 vers 8, moes Jesus Handelinge 8 vers 1 gebruik, ons geleesde gedeelte.
Hy moes 'n skudding veroorsaak in die gemeente, om die gemeente uit Jerusalem te kry, om oor te gaan na Judea en Samaria toe. Want die volk, die kerk het nie gedoen wat Jesus vir hulle gevra het nie, volgens 1 vers 18. En daardie skrif moes geactiveer word, voor hy geactiveer kan word, moes die Here Handelinge 8 vers 1 gebruik. Hy moes vervolging stuur onder die kerk, om hulle uit te kry, om in te gaan in Samaria en Judea, om die woord van die Here te gaan verkondig, die goeie nuus oor te dra, en saad te gaan saai, soos Jesus Christus vir hulle beveel het om te doen. Waar het die vervolging begin? As ons kyk daarna, as kyk op Petrus en Johannes was vervolg in Handelinge 4. Die 12 apostels was vervolg in Handelinge 5, 17 tot 18. Stefanus was gestenig, Handelinge 7, 55 tot 60, en dan kan jy verstaan dat die kerk nog nie wakker geskik het by daai tyd nie. Wie die Here werk op 'n unieke wyse. Mense moet jou praat en ek dink almal het dit genoem op Vrydag. Baie keer moet hulle die luisters intrek. Jy tot stilstand bring, sodat hy met jou kan praat, want ons is baie keer te haastig en hoor ons nie die stem van die Here nie. Of jy moet in 'n hospitaalbed gaan lê. Vir 'n paar dae moet jy verstaan, Here, wat soek ek in die hospitaalbed nie? Daar's iemand miskien langs social media kan deel, of die Here wil by jou deel, wat jy luister nie na sy stem nie. So hy moes vervolging stuur, nadat daar vervolging was, en die kerk nie geluister het nie, moes hy 'n vervolging stuur onder sy kerk, om hulle uit Jerusalem uit te kry, uit hulle gemaksone uit te kry, na Judea en Samaria toe om te gaan doen wat Jesus hulle beveel het om te doen. Luister vir pastoor, ons verstaan dit baie keer nie. Ons verstaan baie keer ook in ons eie lewe, Here, sulke dinge doen nie. En wat hulle hier kon verstaan nie, luister my wat pastoor sê vanmôre, en ek geweet dit nie, is dat die bloed van die martelare was die saad van die kerk. Hallo? Ek wil nog 'n skrif gee met 'n staaf. Johannes 12 vers 24 sê die Here daar, hy sê voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. En nou kry ons in versie 1, vers 4 van hoofstuk 8, die volgende woordjie verstrooi. Hulle was verstrooi, hulle het geskatter. Weet jy, ek het 'n bietjie genaamslandwerk doen. Israel mense het nie eens kans gehad om 'n goed te pak nie. Met Paulus was doop hulle saam met sy troepe. Hulle moes vat wat hulle kon vat en pad vat. Hulle het geweet waar na toe hulle gaan nie, hulle het geweet waar hulle gaan opeindig nie, maar uit Jerusalem moes hulle uitkom. Luister. Luister. Hulle moes wegkom. Nou die woordjie verstrooi is interessant. Wat eintlik beteken is to sow seed throughout. Hulle het nie geweet so ver as hulle gaan het hulle saad gesaai nie. Kom nou mense, hoor wat ek sê. So ver as wat hulle beweeg het hulle saad gesaai. Dat is agterkom. Hulle saai die saad van die koninkryk van God nie. Om deur aan saad te saai, so hulle was eintlik die saad wat Jesus gesaai het. En tussen daardie verstrooides wat gevlug het, was 'n man by die naam van Filippus. Hoor jy, hierdie gedeelte my getref hoor, wie nou vertel. En sy naam beteken lover of horses. Lover of horses. Wat my getref het hier, luister mooi wat pastoor sê.
is dat hierdie man was 'n gewone diaken. Hy was 'n gewone diaken, nie eens 'n ouderling nie. Hy was 'n gewone diaken. Wat opgehou het, onthou, hy was 'n diaken van die kerk in Jerusalem. Toe begin kraak oor die Griekse sprekende weduwees, was daar 7 aangestel. Hy was nie op hulle Stefanus as die ander. Stefanus was doodgemaak, want die Bybel sê hy was gevul met God se gees. Hierdie man was saam met hulle, was 7 gewees, en al wat hulle gedoen het, hulle moes sorg dat die Griekse weduwees genoeg kos kry, dat hulle vir hulle gesorg word, hulle tafels gedek, met ander woorde. Kom nou mense. Dit vat my terug, jare terug, toe sy dit Beerskopsaal in Brixton begin het daar, het ons daar 'n groot gemeente gehad van die dominasie wat was, onafhanklike plek. En weet wat pastoor Pieter gedoen? Ek het gordyne oopgetrek. En ek het offermandjies rondgedra en offerhandes opgeneem. Verder niks nie, maar ek het nooit kon weet waar ek sal opeindig op die einde van die dag. Dis die Here wat promosie gee. Dis die Here wat jou aanstel as apostel. Kom nou mense, dis die Here wat jou aanstel as evangelis. Dis die Here wat jou aanstel as apostel. Dis nie 'n mens nie. Dis 'n passie in jou hart, en die Here ken wat in jou hart aangaan, en hy stel jou aan. Hy gee promosie. Hy het presies geweet wat hierdie man gaan doen. Hy het presies geweet waar hy hierdie man gaan gebruik, waar hy hom kan gebruik en waar hy hom kan vertrou. Vertrou is 'n sleutel. Uit die apostels dopgehou, ek dink Here het vra, hoe het daai man, hoe het hy geleer? Hy moes 'n mentor gehad het wat hom wys gemaak het, 'n mentor gehad het wat hom dinge moes gaan leer. So ek dink hy het hulle dopgehou, laat my weer terugdink aan my. Wanneer iemand gebid het, wou daar wees. Ek wil gaan kyk hoe hulle bid. Ek wil gaan hoor hulle bid. Ons het nagte deurgebid, Vrydaande, elke Vrydag aand het ons van 6:00 af tot 6:00 die volgende dag deurgebid. In die begin het ek 2 of 3 versies, ook al sê, in die Bybel het gelees en 'n bietjie gebid, en so het ek deur die nag gegaan tot die volgende dag. Verstaan? Maar ek het opgekyk na daai mense en ek het begin leer. Ek het gesien en gesê, Here, ek wil graag so wees. Ek wil graag so bid. En mense word aangestel rondom by hier gaan deur na die ou Noordwes toe, waar hulle aanstel as 'n pastoor, en hier staan ek helaas alleen, ek kry nie beroep nie, ek gaan nergens en ek staan daar, en ek bid met 'n hartseer hart, sê ek, Here, wat vir my? Wie wat sê die Here vir my? 'n baie spesifieke oomblik, ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Hy sê, red eers 'n skaapie in die bek van 'n leeu en 'n beer voor jy God kan verstaan. Ons sal nou dadelik inkommelik daarbo gaan staan. I want to be the best. Ek wil dit doen en dit nie, my boetie. My sis hier begin onder. Stefanus het onder begin. Hy het geleer by die apostels. En hy het sy werk gedoen. En wat so wonderlik was, hy was ook 'n Grieks sprekende Joodjie. Hy's 'n Grieks sprekende Joodjie. Was baie jonk en hy was 'n diaken. Hy het tafels gedek, maar hy het gedoen met 'n oop hart. Hy het dit gedoen na die beste van sy vermoë. Die pos waar hy aangestel was in die begin daar, het hy die beste vir die Here gegee. Hy het nie gekla daaroor nie. Hy het nie gekla as hy moes brood styn nie. Hy het nie gekla as hy moes kos aandra nie. Hy het nie gekla as hy dit moes doen nie. Hy het dit gedoen na die beste van sy vermoë. En Jesus het sy hart raak gesien. Luister. Wat so wonderlik is in die hele saak, is dat hierdie jong mannetjie kom in 'n land op in Samaria. Hy het nie 'n idee waar aangaan in Samaria nie.
Hy het nie gebid voor hy so toe gegaan het nie. Hy het nie gevra met die Dawid die Here sy voetstappe gerig so toe. Hy land op in Samaria as 'n jong man. Hy stoksiel alleen. Nie 'n manne saam met hom nie. Hy alleen. In 'n stad wat deurdrenk was van okels. 'n stad wat 'n sterk man gehad het waar hy eens van geweet het nie. Hy het nooit kon dink dat hy eers die sterk man moes van ontslae raak voor die Here wonderwerk sou doen binne in daardie stad nie. Jy kry mense wat dan bold is, hoor. Wat kan weet, hulle gaan nie. Laat ek terugdink in 'n pastoor eendag vertel het, hy sê verroep sy jong manne vorentoe, voor hulle aangaan, en hy gee vir sy jong manne elkeen 'n bottel olie. En hy sê vir die jong manne, gaan uit en gemaak disippels vir die Here. Bid vir die siekes, dryf duiwels uit, wat doen wat die woord sê. Hy is een man wat die bolders gehad het. Hy gaan nie aan die dorpe nie, hy gaan reguit hospitaal toe. Met 'n bottel olie. Die getuienis wat agterna ontvang, is dat hy almal gesalf, en elke saal wat hy kom, het hulle gesalf, en hulle gebid en opgerig. Hy het hom agterna gearresteer, disturbing of the peace, was die klag teen hom. En dan seker saal stap hy in, waar mense die wat hande het wat gebreek is, voete is gebreek, en alles, en hy staan en kyk, toe hy instap as hy borrel olie, en hy sien hulle is besig met 'n vrou daar, en hy vrou sterf. Nou staan hy agter en kyk. Hy trek die laken oor die vrou, sy skubaai weg. En hy kruip weg, en toe hy hulle uitloop, wat maak hy heel eerste was die borrel olie? Hy stap na die vrou toe wat dood is. Hy trek die laken af van haar, en hy gooi die olie boor uit, en hy bid vir haar, en die Here wek daardie vrou uit op die dode, uit die dode op. Mag hy lewend, en hy kom terug en getuig as die tronk en gaan aanstap, en sy later afvertel, maar hy gaan toe daar vanaf, hulle gooi die tronk, en die tronk preek vir mense, hy lei mense na die Here toe, en hy kom getuig in die kerk, en wie was in die preek, hy bid, hy sê, Here asseblief. Hy sê, dit gaan kos dat mense vir iemand gaan bid, en gaan siele wen, dat al die oulies dan tronk toe gaan. Dat al my mense dat tronk toe gaan. Maar wat maak hy? Wat maak hy? Hy is in 'n plek waar hy as Joods weet dat die Jode haat die Samaritane. Hulle glo hulle is uitgeworpenes, hulle is melaats, want hulle is gemeng, 'n Joods en 'n heiden het getrou, dis waar dit vandaan kom, ek kan so ver gaan as die Ou Testament, waar dit begin het al reeds, so hulle was die Jood, hulle was ook die heiden, hulle was gemeng. En die Jode het die Samaritane gehaat met 'n passie. En hier stap 'n Joodse mannetjie in, Grieks sprekend, stap in hy stad in, en hy begin die woord van die Here verkondig. Luister, hierdie mense het Jode aanbid, maar later het hulle ingegee afgode begin aanbid. En in Jesus se tyd toe hy daar was, het op die berg Gerizim aanbid wat beskou was as die berg van seëninge. Wat het Jesus vir hulle gesê? Hy het gesê, God soek die laaste dae soek hy mense wat in hom gees en in waarheid aanbid, nie op 'n berg nie. Hy land op in hierdie plek Samaria. Baie mense sê dit is die stad waar hy in was Gitta, Gitta. Luister wat pastoor sê, en dit was die geboorteplek van Simon die towenaar. Wat beteken dit? Beteken baie. Beteken een ding, dat daardie dorpsgebied was gekoop. Daai dorpsgebied was 'n besit van duisternis en magte.
Daai grond het aan hulle behoort. Daai mense het aan hulle behoort. En het iemand gehad by die naam van Simon die towenaar, wat die kanaal was waardeur hulle gewerk het, sodat die wortel was daar, en Filippus moes ontslae raak van die wortel. Dat help nie as jy die boom afbo los die wortel nie. Daar's 'n skrif in die boekie in dink sy Job waar hy staan. Hy sê wanneer die wortel, luister mooi, wanneer 'n boom dood is, hy's dood. Hy sê wanneer die boom of die wortel die reën ruik of vogtigheid ruik, groei hy weer. So as jy daai boom afkap, geestelik gesproke, moet jy tot by die wortel daai ding vernietig, anders kom hy ding weer terug. As jy 'n beeldstuk in kap, of as jy 'n beeld vind en dit so stel, en jy kap op stuk en kap op stuk, en as jy stukke gekap is, dan die punt vir kontak van die demoniese mag. So jy moet uitgewis word van die wortel af, en hy stap in daardie plek in Gita, 'n dorpsgebied, ook kulties gebind. En hy gaan soontoe om die goeie nuus te gaan verkondig. The Jewish Philip going to the hated Samaritans with the good news. En wat nog erger maak, was die sterk man geestelik gesproke wat daar, kan ek maar sê, gevestig was. Dan was die werk gewees van Filippus om van dit ontslae te raak. Towery, witchcraft, was die sterk man in daardie stad. Nou. Vir jou en my is dit baie nie moeilik om mense te oortuig wie Jesus aan te neem as 'n persoonlike saligmaker nie. Nie almal nie, maar jy met die Here dien, neem Jesus as die persoonlike saligmaker. Maar weet jy wat hierdie mense moes doen daar? Wat moes Filippus doen? Want hulle het geweet dat Jesus gesterf, die Samaritane. Hulle het geweet hy was gekruisig, hy was begrawe, maar hulle het ook geweet dit wat vertel was dat die Jode het sy liggaam gesteel. Nou oortuig jy 'n hele stad, hoe oortuig jy 'n hele stad, dis nie waar wat hulle sê nie, maar Jesus Christus leef. As hy die beste prediker wat die woord verkondig, gaan die slaagsyfer baie laag wees. So hy moes hulle oortuig dat Jesus Christus, luister mooi, leef en het opgestaan. Hy moes hulle vertel dat dit wat hulle doen en beoefen in hulle stad teen God se beginsels en woord was. Al het hulle dit in die boeke van Moses geglo, hy moes hulle oortuig dat dit wat julle doen is verkeerd. Hy moes hulle vertel dat Jesus die Messias is, en hy gekom het om as almal se redder en verlosser. Hy moes dit oordra, hy moes hulle verduidelik. En die Bybel sê daar, hy het gekom heel eers en toe hy sy mond oopmaak die jong man wat net daar ingeval het en gedoen het wat die Here vir hom sê te doen. Het hy sy mond oopgemaak en die heel eerste ding wat hy doen, hy verkondig Christus, die gesalfde van God. Hier word die Godheid betrek by die verkondiging van die goeie nuus. Wie wat is goeie nuus, my boetie, my sussie? Wie wat is goeie nuus? As ek voor 'n sieke staan en ek verkondig die goeie nuus, sê dit vir my sieke, jy kan gesond hier uitstap. Waar ek voor iemand staan wat gebind is deur bande van duisternis en 'n gevangenskap is, beteken dat daai persoon kan vry is. Dit is goeie nuus. Goeie nuus beteken jy kan verander want Jesus leef. En omdat die graf leeg is en omdat hy leef, is daar hoop vir elke sieke. Daar's hoop vir elke wat in gevangenskap is. Daar's hoop vir elke teruggevallene want Jesus Christus leef. Amen.
Dis die verskil. So hy het voor hulle gaan staan en Christus die gesalfde van God het gaan verkondig. Hy het nie die kerk gaan verkondig nie, hy het nie geloofbelijdenis gaan aflê nie, hy het nie gepraat oor die politiek nie, hy het nie gepraat oor die apostels nie, hy was gefokus en hy het Christus Jesus gaan verkondig, sodat die mense kan hoor, hoekom is hy as Philip daar, of Philippus. Luister, uit Christus verkondig wat beteken die persoon van Christus, die gesalfde van God, en ons behoort dieselfde te doen wat ons met mense deel. Hy is Jesus Christus, die gesalfde van God. Hy sê ook verder, na hy gelees die gedeelte, gelees het verder, hy het ook die volle evangelie gaan verkondig. Die goeie nuus gaan verkondig. Hy het gepraat oor die koninkryk van God, dit is God se ryk wat in jou harte kom woon, en dan gaan dit Jesus Christus, Matteus 6:33 sê, maar soek eers die koninkryk van God. Of God se manier van dinge doen, sê 'n ander vertaling. En sy geregtigheid aan al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Hy het aan hulle God se manier van dinge het hy gaan verkondig. Dis God se manier van werk. Dis hoe God werk, hy het aan hulle gaan verkondig. Dis wat Philippus gedoen het. Alles is verander. Toe daai man instap daar, weet jy, hoe moet pastoor vir jou sê, moenie dink die duiwel weet as jy instap by plek waar hy is nie. Jesus het ingestap in die sinagoge, en daai ouens weet hulle het probleme. Sonder dat Jesus 'n woord gesê het, was daai demoon al klaar benut dat hulle weet hoe om die pad vat. Hier was hulle klaar, kan ek sê, 'n kettingreaksie, geestelike telegramme gestuur van die een demoon na die ander demoon, en so het by Simon uitgekom, hoor hier's gevaar, hier's 'n ouetjie wat hier preek, hy preek dinge van Christus, hy preek dinge van Jesus, jy moet 'n plan maak of hy ontslae te raak. Dis klaar geweet, toe hy instap daar, het die demone kennis geneem, hier kom nou probleme. Hier kom nou probleme. Want hy het gekom in die gesagsnaam van Jesus. In die gesagsnaam van Jesus het hy die woord verkondig, wie is 'n verskil. Jy kan ek in die Bybel opmaak, soos Abel dood, ek kan die Bybel opmaak en begin preek. Maar as verskil wanneer die Gees van God die woord dryf, of hy wil uit jou hart as jy preek maar net. Verstaan? Die Gees van God 'n ding dryf is 'n groot verskil. En die Gees van God het die woord gedryf daar. Ek wil iets sê, luister wat pastoor sê, ek stop daar. Die duiwel wil nie net een kanaal hê wanneer hy werk nie. Hy soek meer. Hy het 'n stad in beheer gehad. Dit begin by een persoon en eindig op in 'n stad. Dit begin by jou kind en dit eindig op by jou hele huis. Hoef jy aan te sê nie. Dit begin by een lidmaat en later uit in die hele kerk. Hoekom? Omdat hy in beheer wil wees. 'n Jezebel gees wat opspring. Hy wil die huisgesin kontroleer. Hy wil die kontrole oor die stad en dorpsgebied hê. Hy soek hulle in hoë posisies. Hy soek hulle in hoë posisies, want hy wil daar wees. Want as hy daar kan inkom, dan kontroleer hy alles. Hy was in kontrole van hy stad. Hy het alles gedoen, hy het alles gehad, mense aan die lippe van Simon gehang. Hy het geglo wat hy sê. Hy het gesien wat hy doen. Maar nooit kon dink as die Here ingryp en daai aar wat hom voer afsny, dan is hy ou Simontjie niks eintlik nie. En die woord sê verder daar, hy sien die skare het eendragtig ag gegee, luister mooi, op die woorde van Philippus, hoe hulle dit hoor, toe hulle dit hoor, en die tekens sien wat hy doen. Met ander woorde, hy die woord verkondig, hy die goeie nuus oorgedra,
En die Here het die woord bevestig deur wonders en tekens, en dis die geheim. Jy kan naweek na naweek diens hou, naweek na naweek, dag na dag, kan jy gaan preek, goeie predikers skryf gaan preek, maar as die Here sy woord nie bevestig nie, gaan daar niks gebeur nie. Zero. Zero. En die Here het die woord bevestig deur wonders en tekens, en dit het die Samaritane getrek. Dit het die woord bevestig wat hy verkondig het. Was nie leerwoordig gewees nie, dat het bevestig dit wat hy verkondig het, en toe sê die Bybel daar, dat eendragtig, met ander woorde, een van gedagte, gegee op die woorde, met ander woorde, hulle het saamgespel, ek kruis die eenheid daar, wat so belangrik is, hulle het saamgesmeld, saamgesels, saamgeglo, saam bely. Sê maar, hy man preek is waar. Ons is van die koers af. Ons is verkeerd. Wat sê Romeine 10 vers 9? As jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Dan kom die 10de vers, hy sê, met jou hart glo ons tot geregtigheid, en met ons mond bely ons tot redding. Jou hart stem baie min, andersom ook, met staan in jou gedagtes. Jou gedagtes stem baie keer nie saam met jou hart nie. Die sielgedeelte wil nooit saamstem baie keer met dit wat in jou geesteswens aangaan nie. Want daar's 'n clash. Jou liggaam, jou vlees wil sê, eet nog, en jou gees sê, gaan vas 'n bietjie vir 'n paar dae. Jou gees sê, gaan bid bietjie. Jou vlees sê, slaap nog 'n hele uur. Jy's mos moeg. Daar's altyd 'n clash tussen die geestes en die vleeslike mens. Altyd hier. As hy twee saamstem, as daar 'n eenheid gevorm word en hy twee stem saam, dan kan ek met my mond bely. En tot wat in die begin gebeur het, in die boek Genesis, God het gesê, ek moet vir julle lees, is vir my pragtig wat die Here vir my gegee het, jare terug. Hy het vir my gegee, en ek het dit hier neergeskryf. Hy sê, nommer 1, God het eers gesien, voor die skepping het gesien. Hy het gesien. Hy het geweet hoe die bome gaan lyk, hy het geweet hoe die diere gaan lyk, hy het geweet hoe die plante gaan lyk, hy het geweet hoe die see gaan lyk, hy het dit gesien. Die tweede ding, toe beplan hy waar alles gaan wees. Die derde ding, hy het gevoel, so nie met God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, so elke glo nie van hom gaan nie, maar ewige lewe kan merwe. Daar was 'n gevoel, daar was emosies by betrokke, van die skepping van al drie, God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees was betrokke by die skepping. Hy het gevoel. En toe daai drie in lyn kom, toe daai drie eenheid vorm, daai drie in 'n lyn kom, toe spreek God die woord en sê, "Light be!" Lig is daar. Die Gees beweeg by die waters, en soos God die woord spreek, so skep hy 'n Gees. Selfs in ons eie lewe, as daai drie nie saamstem nie, jy drie dinge in jou eie lewe nie, sal niks gebeur nie. En kyk wat die duiwel doen, hy wil stop jou gedagtes sê, maar jy is dom, wat wil jy probeer doen? Wil jy daar gaan preek, jy is dom. Dit gaan nooit werk nie, dan skop hy teen dit vir die hart sê. Die hart is altyd die een wat jou aanmoedig om 'n ding te doen, die vleeslike mense is wat teen dit kom. Maar as daai drie dinge saamstem, luister wat pastoor vanmôre sê, kan jy die woord spreek en daar sal iets gebeur. Iets sal gebeur van daai drie stem saam. Luister wat gebeur. Toe God die woord bevestig, deur wonders en tekens, wil opvolg. Toe moet die demone gaan. Hulle nie gewil, as jy was iets gevra om te gaan, en moes stem, goedjies pak. John het gisterand gesê, Pastor John gisterand sê, dat een demon, kyk dan eens goed terug, vraag ek kan inkom. Nee,
As hy pad vat, vat hy pad. Gees het uitgegaan terwyl hy met 'n groot stem skreeu en baie wat lam en krepeel was het gesond geword omdat God sy woord bevestig. Maar ek sê weer, ons praat van die goeie nuus. Ek kan nie gaan praat, luister, ek kan nie klip, ek wil nie dit, maar ek kan nie enige ding gaan praat en nou wil ek klaar met en ek wil hê die Here moet my sy woord bevestig deur wonders en tekens, maar ek het van my mense uiteindelik 'n mixkrol gegee, geestelik gesproke. Ek het van 'n takeaways gegee om te eet. Van die platform af, takeaways, nou wil ek hier staan en ek sê, Here bevestig die woord, vergeet dit. Gaan nie werk nie. As dit die goeie nuus is nie, vergeet dit. Want die Here bevestig sy woord, as ek die goeie nuus verkondig, gaan daar iets gebeur. Something will happen wanneer ek dit doen. Ek wil vanmôre sê nog nooit verander nie. 2000 jaar terug wat Jesus gedoen het, doen hy vandag nog steeds. En wie wil my hart nog van alle respek gesê, ek sê, doen het nog steeds, wat in die begin gedoen het, op die aarde doen het nog steeds, al wat gebeur het, alle respek gesê, hy het van adres verander. Hy is nie meer op die aarde, hy is in die hemel, maar hy gebruik sy mense as kanale, wanneer hy kan werk, sodat die gees van God deur hulle kan opereer, en die gawes deur hulle kan opereer, en die Here by mense kan uitkom, by wie hy wil uitkom. Hy gebruik jou en my, eenvoudige mense, soos Filippus, wat belangstel, wat die hart het daarvoor, wat gereed is, wat die stap in geloof geneem het, en gesê, Here, ek sal dit doen, hier gaan ek. Hy het iets gedoen waar hy gaan stop en by stap in 'n stad in wat in 'n muur loop en ek in 'n muur vasgeloop van oorkant. Is niks snaaks nie, hoor in daai tyd vandag, miskien nog steeds met daai tyd was dit erg. Ek kyk na Paulus se briewe wat hy skryf, wat Paulus se reis waar hy begin het regdeur van die Damaskuspad af regdeur tot waar hy opgeëindig het in Rome. Elke stad in Asië waar hy deurgegaan het, elke stad in Asië was deurdrink van demoniese magte en okult. Daar was meer afgode daar as kerke in daai plekke. Op die paai, suidpaai wat hy gaan, was afgodsbeelde. En hoop kos wat hulle los word van die demone as hulle honger het om te kom eet. Ja. Hy is nog steeds dieselfde. Hy genees nog. Die kerk glo nie meer vandag nie, maar ek sê genees nog. Hy maak nog vry, die kerk glo nie vandag, ek glo hy maak vry, ek het gesien my eie oë. Hy verlos nog, hy doop nog steeds mense met sy Heilige Gees. Daar het niks verander nie. Hy het nie verander nie, hy kan nie verander nie, hy sal nooit verander nie. Wat in die begin gedoen het, doen hy vandag nog steeds. Ek en jy moet glo. En dan vertrou. Ek wil dan stap. En ek wil vanmôre vir die verhaal vertel vir ons gaan bid. 'n Ware verhaal. Wat met Jimmy Swaggart gebeur het in die beginjare van sy bediening, maar ek wil nie baie mooi luister. Baie mooi luister. Hy baie siek geword. En sy liggaam was besig om in te gee. Die dokter het hom gesê, jy gaan 'n senuinstorting kry binnekort. Nou gaan kyk ek 'n bietjie, wat is 'n senuinstorting? Ons weet dit is, ons sê baie senuinstorting. Wat veroorsaak dit? Is ook bekend as 'n senuwie in ineenstorting of nerve breakdown, noem hulle dit. Pastore, luister vandag van pastore, kry dit in vandag se tyd, weet ek van mense wat dit ingee. Is 'n toestand waarin iemand emosioneel en fisies oorweldig voel en nie normaal kan funksioneer nie. Dit is dikwels die gevolg van langtermyn stres, angs, trauma of geestelike uitputting. En hy vertel hierdie stories, sien dit in 'n visioen. Hy sê, was in 'n visioen. Hy bevind hom in daai visioen. Binne 'n baie klein kamertjie, hy sê die kamertjie is verskriklik klein,
maar daai kamer was leeg, daar was niks, nie 'n ding wat op die vloer gelê, teen die muur is niks daar. Hy sê, hy het rondgekyk, en wat hy sê, wat hy opgetel het, is die kamer is eintlik groter as 'n normale kamer, hoogte gewys. Deur is hoër, die plafon is hoër. En dan sy hart vir hy benoud, en al wat hy weet, hy moet so vinnig as moontlik by uit die vertrek uitkom. Hy sê, hy kom daai tensheid van boosheid kon hy voel. Hy moet uitkom hier. Hy sê, die volgende oomblik gaan die deur oop. En in die deur staan daar 'n demonie gedrog. Hy sê, met die liggaam van 'n beer en die gesig van 'n man. Oor die 4 meter hoog. Staan hy en gluur na Jimmy Swaggart. Hy sê, wat uit daardie demoonse gesig uitkom, kan jy beskryf in woorde nie. Hy sê, die haat en die duisternis en die boosheid kan jy beskryf nie, en dit het daai hele vertrek gevul. Hy sê die volgende oomblik het daardie verskrikkende oor hom kom staan, reg bo kan hom. Hy sê, en hy het net gevoel sy bene gee en hy val. Sy liggaam het geknak en hy val op die grond. En in daardie toestand waar hy gelê het op die grond, dink hy een ding, Here, dat ek iets kan kry in die kamer om daai ding mee aan te val. Wat ek ook al kan kry, hy sê, maar terwyl hy soek, weet hy agterna, hy soek vir net, want die kamertjie is leeg, daar is niks in die kamer nie. In die gedeeltes, die skrifgedeeltes wat opkom by hom, terwyl hy daar rondkruip, is Efesiërs 6, dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, magte en wêreldheersers van die bose magte in die lig. Dis die eerste skrifgedeelte. Tweede skrifgedeelte wat by opkom, 2 Korintiërs 10 vers 45, en dat ons wapens is nie vleeslik nie, maar is geestelik. In ander woorde, ons veg nie iemand 'n liggaam met bloed nie. Ons veg 'n liggaam sonder bloed. Kan ek weer sê, ons veg nie 'n liggaam met bloed nie, ons veg 'n liggaam sonder bloed. Hy sê, wat hy kon doen is sy swak toestand. Dit is so mooi. Was op die naam van Jesus te fluister. Hy sê, hy kon dit skaars oor sy lippe kry, hy moes dit fluister. Jesus, nou wie was al ongeval die aande, ek was al baie keer aanval, dan kom druk het vast, en dan is dit probeer iets uit, ek kry dit uit nie, kry die woord uit nie. En hy fluister, en hy sê, Jesus. Hy sê, die volgende oomblik staan hy dan op, en hy gryp sy kop, die ding gryp sy eie kop, met sy 2 kloue vast so, en hy trek agteroor, en hy gil, en hy skreeuw. Hy sê, Jimmy, kan hy gaan skreeuw, en hy 10 blokke ver hoor, soos hy skreeuw, en agteroor trek, toe hy die naam van Jesus Christus hoor. Hy sê, hy skep moed. Hy skep moed. Hy sê die tweede keer sê, Jesus, bietjie harder. Hy sê, klink of jy 'n amplifier in die kamertjie het, soos die klanke uitkom daar. Hy sê, hy demoon styr agteruit so, en hy val neer op sy rug agterna. En toe skep hy dat hy staan op het. Hy sê, hierdie keer gaan staan ek bokant hom. En 'n derde keer kom en hy sê dit weer. Hy sê, Jesus. Hy sê, die derde keer klink soos Niagara Falls en
Die groot waterval in Zimbabwe was hy in sy naam. Dit het saamspeld, hy sê is verskriklik, soos die klank in daai kamertjie weer galm. Hy sê is so groot hand van hy demoon vat en so by die deur uit vir Dit is die krag in die naam van Jesus. Ons verstaan baie keer as ons bid. Ons verstaan nie baie keer as ons 'n oorlogvoering is en ons bid en ons gebruik vir die naam van Jesus. Wat gebeur ek een keer stap ek tot nog lang jare terug, stap ek in ons bidkamer of slang dig en ek begin bid en ek hou my hand op en soos ek my hand op sê die bloed van Jesus. En elke keer as ek sê bloed van Jesus, hoor ek in my geestes hoor die demone skreeu ook in die geestesriem. Hulle skreeu. Elke keer as ek sê die bloed van Jesus, ons besef nie wat die gesag is in die naam van ons Here Jesus Christus, as ons dit reg gebruik nie. Jesus. Wat ons vanmôre gaan doen. Wat ons vanmôre gaan doen. Ons gaan vanmôre sy naam gebruik. Pastor Jonathan Strauss, een van die papas wat ons het, is die naam van Jesus, het gisterand gesê. En die bloed. Ons gaan vanmôre sy naam gebruik. Maak nie saak wat jou siekte is. Maak nie saak met wat jy gebind is. Maak nie saak waar die duiwel inkom kans kry in die lewe nie. Ek sê vir jou vanmôre, as ons die naam van Jesus vanmôre gebruik, moet hy gaan nie miskien nie, hy moet los en hy moet gaan. Hy het geen reg hier nie, hy het geen reg op jou nie, hy het geen reg op jou liggaam nie, en die Here gaan jou vrymaak, en die Here gaan jou aanraak, die Here gaan die bande oor jou lewe breek. Maar ek wil nie almal, nie 1 en 2, almal moet saamwerk. Ek wil nie almal moet saamwerk. Nie een gaan rondloop nie, niemand gaan nou toilet toe nie, niemand gaan rondskuif nie. Ek gaan sy naam noem en sê dit agter my aan, en so gaan ons aangaan, en ek glo die Here gaan 'n wonderwerk doen vanmôre. As jy reg vanmôre. Kan ek vra ons almal staan? Jesus. Die oë is gesluit. Niemand kyk rond, niemand beweeg rond, nie, asseblief. Wat ook al jou probleem mag wees vanmôre. Jesus is jou antwoord. Hy is die wat jou uitkoms gaan gee. Hy is die wat die bande oor jou lewe gaan breek. Hy is die wat jou gaan almal so ons tyd te kyk op nie. Net daar wie staan vanmôre. Nie hard nou nie. Maar sê agter my aan. Jesus. Almal saam. Jesus. Weer 'n keer. Jesus. Weer 'n keer. Jesus. Wie kan anders sê vanmôre? Jesus. Zeg vir my, Jesus. My verlosser. Jesus. My redder. Jesus. My geneesheer. Jesus. Hardop. Jesus.
mooi. In jou gedagtes waar jy nou staan, as daar iemand is vir wie jy proxy wil staan, vanmôre en glo, dat wil ons die naam van Jesus uitroep vanmôre, dat die Here daai persoon gaan stilstaan, die bande gaan breek, daai persoon gaan genees, daai persoon gaan oprig, daai persoon gaan vrymaak, of dit nou jou kind is, of dit jou man is, of wie ook al mag wees, hulle wat in die hospitaal is, wat by die huis is. Ek kan nie met daai prentjie vorm in jou gedagtes, voordat ons weer 'n keer gaan doen. Ons wil dit doen vanmôre, nie met emosies, maar ons doen dit vanmôre in die gesagsnaam van Jesus Christus. Kom ons doen dit vanmôre. Jesus! Jesus! Nog eenmaal. 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 Jesus! Luister nou. Luister nou. Luister nou. Laaste wat ons nou gaan doen, luister wat pastoor sê. Nou roep jy uit, hardop. Agter my aan. Jesus help my. Ons gaan dit nou doen. As jy reg is en die hart oopmaak en jy wil hê die Here moet jou help vanmôre. En jy bid